Is die bly vanmôre in die huis van die Here te wees. Ek is so dankbaar en bly dat ek vanmôre in die huis van die Here kan wees. Ek kan die sitplekke neem en ons wil vanmôre iets spesiaals doen. Oom Johan, baie jare lidmaat van die gemeente en hy is vanmôre 90 jaar oud. Oom Johan was altyd 'n sanger van formaat gewees. En hy het gevra of hy vanmôre vir ons 'n liedjie kan sing en ek het ingestem. So Johan, net soos wat die Here op jou hart lê, hoor. Baie dankie, pastoor. Ek waardeer u. Dit raak my hart aan. Om te dink dat ek so lank weg was hier van hierdie dienste af, elke Sondag. Ek waardeer dit. En ek wil graag net baie dankie vir hom sê, ook dat hy die man is wat my gedoop het. Baie jare terug het hy ook een van my seuns in die huwelik in bevestig. En hy het ook grootkinders nou, plus kleinkinders en agterkleinkinders. Dit is lang terug wat hy getrou het uit hierdie kerk uit. Ek wil graag met die permissie van pastoor net 'n paar woorde bietjie sing, as ek mag. Ek hoop so, dankie pastoor. En hierdie liedjie se naam is Each Step I Take. Ek glo daaraan elke stap wat ek neem vorentoe, stap ek saam na die Vader toe. Ek glo dit, each step I take. En hierdie lied gaan so. Each step I take just leads me closer home. Each step I take, my Savior goes before me, and with his loving hands, he leads the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day, each step I take. I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. Amen. Mag dit ons begeerte wees, so ons die dag daardie ouderdom bereik. My seun sal nou pastoor vir julle sê, dat ek het nie self sê nie, dat hy net sê, wat is my ouderdom nou? Ja, hoe is 90 vandag, en weet. 90. Ja. Baie geluk met oom se verjaarsdag vandag, hoor. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Dis 'n plesier om jou aan.
Wat 'n voorreg, mag dit ons begeerte wees dat, as ons ooit so ouderdom bereik, dat ons lied ook sal wees, each step I take. Halleluja, loof die Here. As jy Bybel saamgebring het, wil vir die musiekspan sê, dankie, altyd lekker om saam met hulle te dien. As jy Bybel saamgebring het, baie gerus saam met daar. Eerste boek van Korintiërs, die tweede hoofstuk, die 10de vers sê, maar God het aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, die Here gaan nie vanmôre oor ons nie, maar dit gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat die vanmôre sal inkom in ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde, die genade. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die dieptes van God. Die Bybel praat en sê hierso dat die Gees aan ons geopenbaar het. Hy sê wat die Gees openbaar. En ek wil vanmôre by jou eerstens sê, ek was al in baie kerke. Ek het al na baie preke in my lewe geluister. Ek het al baie dinge in my lewe gedoen. Ek het al baie liedjies gesing. Ek het al baie goed gedoen. Maar daar's een ding wat 'n verandering in mense se lewens bring. En dis wanneer God geopenbaar word. Nou, kan ek net maar vanmôre vir jou sê, 'n woord vanmôre is vanmôre dood as daar nie openbaringskrag in is nie. 'n lied vanmôre is dood as daar nie openbaringskrag in is nie. Daar's sekere goed wat slegs God aan ons kan openbaar. Die Bybel sê, hierdie goed is versteek in die dieptes van God. Nou ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor hierdie dieptes van God. As jy gaan kyk in die boek van Jesegiel, in die 47ste hoofstuk, praat hy van die vlakke van die water. Hy sê daar's van hulle wat kom tot by jou enkels, van hulle wat kom tot by jou knie, ander tot die heupe en ander om in te swem. En die oomblik toe ek het gaan lees en bietjie hieroor gaan sit te dink, toe begin ek te besef dat ons as kinders van die Here baie maal rondploeter in die vlak water. Daar's sekere dinge wat ons nie by uitkom nie, want dit lê versteek in die dieptes. En dadelik begin die vraag by my op te kom, maar wat lê in die dieptes? Is nog ons snaaks dat olie nie bo gronds is nie. Is nog ons snaaks dat goud nie bo gronds is nie. Dis alles in die diepte van die aarde versteek. En dadelik begin die Here met my daaroor te praat. En hy sê, alles wat kosbaar is, alles wat vanmôre iets is waarin jy kan vashou, word begrawe in die dieptes van 'n lewendige God. Nou, ek weet nie van jou nie. Ek is vanmôre op soek na dieper dinge in God se woord as wat ek vanmôre kan gee. Daarom sê ek vanmôre, ek beroep my op Jeremia 33:3 wat sê, ek sal aan jou groot en ondeurgrondelike dinge bekend maak. Dinge wat jy nie weet nie. Waarom? Want hierdie woord sê, om die dieptes van God te ondersoek, sal daar dinge aan ons geopenbaar word, wat ons vanmôre dalk nie verstaan nie. Jy sien, dis wanneer ons hierdie dieptes begin ingaan, dat ons begin verstaan, God is die waarmaker van sy woord. Verstaan waarvan praat jy? David was 'n skaapwagter, maar hy het die dieptes van God geken. Hy het geweet, daar's dieper dinge in God as net dit wat die mense sien. Kan ek maar vanmôre sê, ons sien so baie maal kinders van die Here. Ons sien so baie maal mense. Maar die vraag is, verstaan ons of hulle die dieptes van God ken? Jy sien, om die dieptes van God te ken, beteken God praat met ons
oor sekere dinge in ons lewens. Om die dieptes van God te ken, beteken God se Gees gaan ons openbaar maak die dinge van die toekoms, die dinge wat voor lê, die dinge wat ek en jy met die blote oog nie kan sien nie, of met die verstand nie kan bedink nie. Die skrif net voor hierdie ding sê, wat die oog nie gesien het en die hart in die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, dis die dieptes van God wat vanmôre ondersoek moet word. Sy diepte is vanmôre waar ons krag lê, en ek en jy kan dit nie vanmôre kry sonder die Gees van God nie. Dis wat ons in die dieptes begin ondersoek, dat ons moet verstaan, die vyand op die vlug staan. Kan ek het vanmôre sê, en ek wil het vanmôre baie mooi hoor, dat die vyand is nie bang vir oppervlakkige kinders van die Here nie. Ek sê dit vanmôre, die vyand vrees nie oppervlakkigheid nie. Die vyand vrees nie vanmôre iets wat hom nie skade kan doen nie. Maar jy sien, is wanneer jy begin soek na die dieptes van God, is wanneer jy begin soek na ander dinge, is wanneer jy begin soek na hierdie diepte wat slegs God kan openbaar, wat vanmôre 'n verandering in jou lewe kan bring. Want jy sien, is wanneer jy hierdie verandering kry, dat jy ook vanmôre sal verstaan wat dit beteken om na die dieptes van God te soek. Ek het nog om die nacht eens te kyk. Verskoon dat 'n man met die naam van Job is 'n man wat my baie diep laat dink het. Want hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Hy weet hoe dit voel wanneer God vir jou gee, maar hy ook geweet hoe dit voel wanneer God toelaat, laat hulle wegneem. Hy het geweet hoe dit voel om bo op die berg te wees, maar hy het ook geweet hoe dit voel om onder in die dal te wees. Hy het geweet hoe dit voel om daar diep te wees. Hy het geweet hoe dit voel om dit van die vyand gedink het, hy verwoes het eintlik net meer diepte in sy lewe begin bring. Hy kan nie sê, die Here het gegee en die Here het geneem, as hy nie die dieptes van God geken het nie. Jy sien, as wanneer jy die dieptes van God ken, laat dinge begin sin maak. En al dinge wat jou gebeur, dan maak het nie vir jou sin nie. Dan voel ons, ek verstaan nie hoekom God hierdie goed in my lewe toelaat. Ek verstaan nie hoekom God hierdie goed moet laat gebeur nie. Ek verstaan nie hoekom God sekere dinge laat plaasvind door ons as kinders van die Here se lewens nie. Ons verstaan nie hoekom God dit doen nie. Toe ek daaroor gaan sit en dink, terwyl ek gisterand voorberei, toe sien ek hoe God 'n skat vat en hom onder die grond insit. En hy sê, hy wat soek, sal vind. Sê die woord van die Here nie so nie? Hy wat soek, sal vind. Kan ek het vanmôre vir jou sê, ek en jy as kinders van die Here moet begin soek na die dieptes van God. Ons moet begin soek na die krag van God, na die sterkte van God. En weet wat is die beste van alles? My Bybel sê, dat die Gees van God sal hierdie dinge aan ons openbaar. Die Gees van God ondersoek die dieptes van God. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar ek wens, ek kan vanmôre weet wat die Gees sê rondom die krag van God. Want weet wat? My menslike verstand is te klein om dit te kan begryp. Want die Bybel sê, hy het die aarde geformeer met sy hande. Hy het jou en my geformeer met ons hande. Hy het Jeremia gesê, in die moederskoot het ek jou geformeer en jou reeds geken. Maar die Bybel sê ook, hy het die aarde met sy hande gemaak. Daarom kom het by my op. Ek wens ek kan besef wat die grootheid van God is. Ek wens ek kan besef wat hier die krag is wat God oor beskik. En jy moet vanmôre verstaan,
Ons kan nie vanmôre na iets kry wat ons nie na soek nie. Het jy jou kaarsleutel verloor? Dat is 'n vreeslike gevoel. Jy soek oral waar jy weet waar jy hom sal neersit. En dan begin jy soek na waar jy weet jou man of jou vrou of jou kinders hom sal neersit. En dan begin jy hom soek op plekke waar jy weet hy nie gaan wees nie. Is dit die waarheid of nie? Ons soek ons oral, jy soek waar aan alles. En die oomblik toe ek gaan kyk, so vir my is dit vers 10 op. Die oomblik toe ek gaan kyk na hierdie vers, toe sê hy daarso, hy sê, want die Gees ondersoek alle dinge, oor die dieptes van God. En dadelik, toe gaan kyk ek na die woord ondersoek, dit beteken om te dissekteer, of uit mekaar uit te haal, om soekend te wees, na iets beters en iets groters. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, God se diepte word nie oppervlakkig verklaar nie. God se diepte is vir hulle wat op hulle knieë is, wat sê, Here, ek sal U nie los, voordat jy nie met my gepraat het nie. Vir hulle wat sê, U Gees sal ek soek met alles binne in my, want U Gees is dit waar volgens hy wandel. U Gees is dit wat my lei vanmôre. U Gees is dit wat my vanmôre vry maak. U Gees is vanmôre die een op wie ek vertrou, met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Ek wil begin klaarmaak vanmôre. Want die Bybel sê, die Gees ondersoek alle dinge. Ek het al gaan dink, want as ek kyk na die kruisdood van Jesus, is dit dwaas in die oë van die mens. Hoekom sal iemand sy kind laat sterf? Hoekom sal iemand dit toelaat? En terwyl ek dan dink, dink ek, Here, ek wens so kan die dieptes van God verstaan. Daar's antwoorde wat ek kan gee vanmôre. Kan jy vanmôre vertel hoekom die kruisiging noodsaaklik was? Hoekom dit moes gebeur, dat ek en jy moet kan lewe? Ek kan ander nie goed vir jou vertel en jy weet dit. Maar weet wat kan ek nie vir jou vertel nie? Ek kan nie vir jou vertel die emosionele kant wat nie by betrokke was nie. Kan nie vir jou vertel hoe God moes gevoel het toe hy na die kruis kyk nie. Maar binne in sy dieptes het hy geweet, hierdie is die enigste uitweg vir my en jou. Jy sien, God se dieptes maak vanmôre dat ons kan kom by die skatte in God se woord. En ek het gisterand lank hieroor gesit en dink, want iets het my gepla. Ek wonder hoeveel van ons staan net met ons voete in die water. Kinders van die Here, maar waar ons in beheer kan wees. Hoeveel van ons het al 'n bietjie verder gevorder in ons lewens, gaan staan op by ons knieë en gesê, jong, die stroom is bietjie sterk, maar ek glo dat nie is om my voete onder my kan uitwas nie. Nog steeds in beheer. Wanneer kom dit by my heupe, dan begin dit al swaarder te raak, want ek moet alles in my vermoë doen om staande te bly. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, as jy liewerste net beheer kan verloor, net kan toelaat dat God jou vat na die dieptes van sy kennis toe. Daar is sekere goed wat ek en jy nie verstaan vanmôre nie. Die Bybel sê ons ken dele.
1 Korintiërs 13 sê dit. Hy sê ons ken ten dele, hy sê ons kyk, soos iemand wat in 'n spieël kyk in 'n raaisel. Ons ken ten dele. Wanneer jy die dieptes van God bereik, wanneer jy voor hom staan en opkyk en sê Abba, wanneer jy in die dieptes begin bereik, dan verstaan jy jou seer. Jy verstaan jou eensaamheid. Jy verstaan jou pad. Ek het gister weer na 'n spreek gaan kyk en terwyl ek het kyk, toe dink ek dis snaaks dat ons almal se lewe is eintlik 'n hele verhaal wat geskryf is. Ons almal se lewe is 'n verhaal wat uitgesit is. En soos wat ek hom lees, is daar sekere goed wat ek nie van hou nie. Sekere goed wat ek graag sou wil verander. Sekere goed wat ek graag sou wil weggee uit my lewe uit. Maar omdat ek die dieptes van God ken, weet ek, dis daardie goed wat my vorm en my maak om my volle potensiaal in God te kan bereik. Jesus sit in die tuin van Getsemane en hy bid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar Here, nie my wil nie, laat die wil geskied. Want hy het geweet, God het iets diepers waardeur hy moet gaan, sodat die eindproduk volmaak kan wees. Wanneer jy dit hoor, ek en jy verstaan nie elke oomblik, elke dag, elke geleentheid, hoekom ons deur goed moet gaan nie. But God has got something deeper that is hidden from us. And He wants you to look for it. Ek wil dit graag op 'n praktiese manier verduidelik. As ek vir julle moet sê, hier's 10 miljoen rand begrawe op die erf van die kerk. Die ou wat dit kry, kan dit vat. Beloof ek jou, ons gaan nog eens behoorlik lang as die diens is, waar die manne met pikke en grawe, hulle sal kom soek. Stem julle saam? Kan ek vir jou sê, ek is vir jou krag wat groter is as jy. Ek het vir jou wysheid wat meer is as jy. Ek het vir jou dinge wat jy nog nie eens aan gedink het, omdat jy oor nie gesien het nie, wat God vir my en jou begrawe het. But He wants you to look for it. Ek het baie keer gedink om te soek is een van die goede, ek het nou gesê die kar so snel. Toe ek dit begin kyk, so julle ryk terug op TV, die dink soms gold rush, van oukies wat goud soek in die grond. Hulle weet nie wat daar versteek lê nie. Maar hulle soek met die hoop op iets amazings. Kan ek het vanmorgen vir jou sê,
As jy begin soek met hierdie gedagte, ek weet wat voor lê, is soveel beter as dit wat agter my is. Dan gaan God jou hele lewe kan verander. Wie van julle is lief vir persente oopmaak? Kom, wees eerlik. As ons mense wat vrek nuuskierig is. Die sien om die dieptes van God te ontdek, is sommige geskenk om te maak. Ek weet nie altyd wat in die boks is nie. Maar ek weet, dis vir my. En ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Want hoe dieper jy gaan, hoe groter is die geskenk. Hoe dieper jy gaan, hoe meer is jou krag. Hoe dieper jy gaan, hoe dieper is jou verliefde en jou verhouding met God. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar ek smag vanmôre om dieper te gaan. Elke hoef gebuig, elke hoef gesluit, ek wil nie nog rond te doen. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, help my om deur die Gees van God dieper te soek. Ek soek na dieper dinge. Ek wil nie oppervlakkige, mediocre Christen wees nie. Ek wil nie een wees wat moet beklei om staande te bly nie. Ek wil een wees wat oorgegee het. Wat saam met die stroom vloei. En wat vanmôre sê, Here, ek is so bly, U is in beheer van my lewe. As jy vanmôre so voel, en jy sê, Here, ek soek na dieper dinge, steek op die hand na God toe. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jy hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan, en wil graag saam met jou bid, asseblief. Desperaat soek ek vanmôre na dieper. Here, ek gaan nie ophou voordat ek nie vind die dieptes van God nie. Here, voor U staan mense wat vanmôre sê, ek soek na die dieper dinge. Ek is nie meer tevrede met die oppervlakkige en die maklike goed nie. Ek sal soek na die plek waar ek diepte kan kry, waar ek dieper kan gaan, waar ek op die plek kan wees waar ek sê, ek het oorgegee en ek aanvaar God se krag en sy wil oor my lewe. Here, net soos wat Jesus gesê het, as dit nie wil is, dat die beker by my verby gaan, wil ek vanmôre sê, Here, sit ons baie maal gebid en gesê, Here, laat hierdie by ons verby gaan. Hy wil vanmôre kom en sê, so dankie vir elke probleem, elke situasie, waardeur ek al gegaan het. Want dit het my gevorm om te word wie U wil hê ek moet wees. Maar Here, gee my daai deursettingsvermoë om te soek na meer. Om dieper te soek is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek kies 'n plek neer.
gevra die broers vir die tafel saam met die na vore kom. En die dag wat hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek. En hy het gesê, neem eet hierdie is my liggaam. Wat ons nie besef nie, is dat hierdie liggaam verbind ons so aan hom. Want die Bybel sê, ek en hom. En sy liggaam en my. Ek en hom, en hy en my. En daarom moet ek vanmorgen vir jou sê, as jy die broodjie vat, sê vanmorgen, Here, ek is so dankbaar vir hierdie brood, wat my vanmorgen dieper na u te bring. Ek is so dankbaar en bly vir dit wat u vanmorgen in my hart doen. Ek sien, ek het iets geleer in my lewe, en dit is, hoe dieper ek gaan, hoe minder beheer het ek. Het jy al geswem, van 'n diep plek geduik. Ek het op 'n stadium ons bietjie gaan snorkel, en ons was seker so, amper die kerk se dakhoogte diep. En toe ek daar binnekant is, toe begin 'n stroom my vat, en ek besef, ek het nie beheer nie. En daarmee kom het by my op, moet nie angstig raak nie, moet nie begin bang raak nie, swem kant toe. Nie water nie, kant toe. En soos dat ek begin kant te swem ek uit die stroom uit, en die volgende golf vat my weer bietjie nader na die kant toe. En dadelijk besef ek, dat gaan tye wees, as jy dieper gaan, wat jy moet jy weet, vrees dat daar wees. Jy moet weet, die duivel gaan probeer om jou angstig te kry. Jy moet weet, die duivel gaan probeer om jou weg te kry daarvan. Maar as jy die dieptes van God kan verstaan, sal jou hele lewe verander. Amen. Broers, kom ons bedien die volk. Dankie.